called my name, said you knew me long before I was born. Goeiemôre broers en susters en baie welkom by vanoggend se aanlyn erediens van die NHKA Oos-London en die NG Gemeente Nehoen. Ons hoop dat julle vandag hier die teenwoordigheid van Jesus Christus sal ervaar en mag julle sy liefde en sy goedheid elke dag ook in julle lewens sien. Broers en susters, ek gaan vanoggend vir ons die foto met die seën uitspreek en dan gaan ons ook aan met ons erediens. God sê, kom na my toe dat julle gered word, almal op die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Genade en vrede van God ons Vader en Christus Jesus, ons Verlosser. Amen. Broers en susters, terwyl ons net so bly sit, kom ons bid ook saam. Heer in Hemel Vader, wat 'n wonderlike voorreg om in U naam hier by mekaar te kan wees. Ons weet dat elke liewe ding wat ons ontvang uit U hand kom en daarom is ons vandag hier as dankbare mense voor U. Ons wil vandag U lof kom besing en ons wil vir U dankie sê, Heer, dat U ons ook deur nog 'n week gebring het om vandag ook 'n nuwe week te kan begin soos wat Christene oor soveel eeue gedoen het, vierend van Jesus se opstanding uit die dood. En ons bid, Heer, dat U vandag ons harte sal vul met goedheid, dat U ons sal vul met die wil om ook in U weg te volg en wil U gee, Heer, dat ons dit sal doen terwyl ons fees vier, omdat ons weet, ons is U oorwinnaarskinders. Amen. Vriende, ons het vandag die geleentheid om weer uit die evangelie te lees wat deur die geliefde disipel Johannes geskryf is. En vandag gaan ons 'n bietjie kyk na een van die wonderwerke wat Jesus gedoen het. En dit is om 'n blinde man weer te laat sien. Nou by ons gemeente tuis vanoggend is Dr. Dawie Bredenkamp en hy belig hierdie teks op sy eie unieke wyse vanoggend en hy het 'n pragtige storie wat hy daarby vertel. Maar ek wil vandag so 'n klein bietjie ander inslag hê, sodat julle ook in effek twee boodskappe het van hierdie teks en ons ook so 'n bietjie weier dink, saamdink oor hierdie teks. Broers en susters, en vir hierdie boodskap vanoggend gaan ons dan saam lees uit Johannes 9 vers 1 tot 12 en dan vers 35 tot 41. Ons lees eers uit Johannes 9 vers 1 tot 12 en dan ook van vers 35 tot 41. Julle is welkom om dit sommer ook op die skerm saam te volg. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is, sy eie of sy ouers sin? En Jesus antwoord, dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers sin nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. En toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom, gaan was jou in die Siloam bad. Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas en toe hy terugkom kon hy sien. Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe, maar is dit dan nie die man wat gesit en bedel het nie? Party van hulle het gesê, dit is hy, maar party het gesê, nee, hy lyk maar net soos daardie man. Dit is ek, het hy self gesê, en hulle vra toe vir hom, maar hoe het jou oë dan reg gekom? En hy antwoord, die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en dit aan my oë gesmeer en vir my gesê, gaan na Siloam toe en was jou.
Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien. Waar is hy nou, vra hulle om toe. Ek weet nie, was sy antwoord. Ons gaan vereers tot sover vandag lees uit hierdie skrifgedeelte. Vriende, watter pragtige stuk wonderwerk vind nie in hierdie man se lewe plaas nie. En hier word 'n man wat blind gebore is, weer siende. Iemand wat nog nooit die lig van die lewe kon sien nie, kan skielik sien. En alles met al die pragt van die skepping wat hy op sy hele lewe uitgemis het, en sy hele lewe op uitgemis het, dit kan hy skielik sien. Ek wonder hoe dit vir hom moes gevoel het, want dit sou sekerlik 'n oorweldigende situasie vir hom gewees het. En ek kan net dink dat in daardie oomblik ons sy reaksie soos wat ons dit hiervan lees, sou wees dat hy selfs in trane sou uitbars oor hierdie onvermoë wat hy gehad het en skielik dat hy nou weer kan sien. Maar wat is hier aan die gebeur? Want wat is die eerste ding wat die mense hier vir Jesus kom vra? In plaas daarvan dat hulle probeer verstaan, regtig verstaan waar hierdie blindheid vandaan kom, vra hierdie manne weer vir Jesus 'n vraag, miskien weer eens om hom in 'n struik te lei. En hulle vra vir hom, waar kom hierdie blindheid vandaan? Is dit as gevolg van sy ouers se sonde, of is dit as gevolg van sy eie sonde? En ek dink ons kan eintlik maar net hierdie vraag verstaan as ons bietjie verstaan wat die konteks van hierdie leefwêreld is. Want ons moet daarom mooi onthou dat die verstaan dat siekte veroorsaak word deur bakterieë en virusse en dis meer eintlik eers uit die 18de eeu dateer. Voor dit het mense maar gedink dat siekte veroorsaak word deur die sondige goed wat jy doen hier op aarde en dat dit 'n straf is vir sonde. En mense het ook boonop dit alles gedink dat bose geeste mens sou kon oorval. En miskien is daar iets van hulle verstaan van erfsonde, wat ek nou baie versigtig sê, dat hulle dalk gedink het dat die sondes van hulle vaders vir hulle toegereken word en dat hierdie man dalk blind was as gevolg van wat sy ouers gedoen het. En dan sê Jesus vir hulle, nee, hierdie man is nie blind vir een van daardie twee redes nie. Hy is blind sodat God verheerlik kan word. En is dan wanneer Jesus op die grond neersak en hy grond bymekaar maak, dit met spoeg meng en dit dan aan hierdie man se oë smeer. En dink nou net, wat se scenario is besig om hier af te speel? Iemand wat jou oë basies met spoeg smeer. En ek dink, in 'n sekere sin sou dit 'n baie vernederende situasie kon gewees het, of selfs so geïnterpreteer kon word, dat iemand nou spoeg aan die man se oë smeer. Maar die feit dat Jesus afsak na hierdie man en hom help, is wat uiteindelik van belang is in hierdie teksgedeelte. Want wanneer Jesus dan hierdie wonderwerk doen, dan doen hy dit met die doel dan om ook vir hierdie man te wys dat God almagtig is. Om ook vir die mense rondom hierdie man te wys dat God die almag het om selfs 'n blinde weer te kan laat sien. Maar is eintlik wat na hierdie verhaal gebeur wat vir ons eintlik ook nogal belangrik is. Want nou het sy bure gehoor van wat met hom gebeur het en hulle sien hierdie man wat nog al die jare blind was, kan weer sien en hulle staan in verwondering en dink nou, maar hoe is dit moontlik? En omdat dit op die Sabbatdag was, wonder hulle nou, wat gaan nou aan? En hulle vat hom na die Fariseërs toe. Want volgens hulle was dit verkeerd om op hierdie dag iemand te help. Dit sou beteken dat die Sabbat oortree is en dat Jesus dan die Sabbat oortree het deur hierdie man gesond te maak. En dis om daardie rede dat hulle na die Fariseërs gaan om raad in te win.
En in die res van hierdie gedeelte van Johannes lees ons dan hoe hierdie man voor die fariseërs staan en die fariseërs hom uitvra oor wat met hom gebeur het. En hierdie man verduidelik vir hulle van die begin tot die einde wat met hom gebeur het en dat hy weer kan sien. Maar hierdie fariseërs kan dit nie verstaan nie. Party van hulle dink dat Jesus maar 'n fake is, nê? Dat Jesus op een of ander manier hierdie kulkunstenary gedoen het. Maar dan is daar ander weer onder die fariseërs wat gedink het dat so iets nie moontlik sou wees as God nie aan Jesus die krag gegee het om hierdie man gesond te maak en te genees van sy blindheid nie. En so gaan hulle aan, naderhand roep hulle die ouers in en hulle wil selfs by die ouers weet of hierdie man regtig blind was en of hy nou regtig weer kan sien. En hulle sê dat nee, hierdie man was verseker blind. Hy was verseker blind, maar hy kan nou weer sien. En dan uiteindelik kom hulle weer terug na hierdie man. En hulle ondervra hom weer, dat hy weer vir hulle moet vertel. En hierdie man raak seker, om verstaanbare rede is eintlik 'n bietjie upset. Hy raak 'n bietjie kwaad vir hierdie situasie en hy sê vir hulle, maar het julle dan nie geluister wat ek vir julle sê nie? En dan begin hy hulle konfronteer en vir hulle te vra, maar hoe is dit moontlik? Ek is nie 'n kenner van die godsdienstige soos julle nie, maar wat ek wel weet is dat hierdie man my gesond gemaak het. Wat ek wel weet is dat ek nie kon sien nie en deur hierdie man ek nou wel kon sien. En dan konfronteer hy hulle met die vraag dat hoe iets soos dit moontlik sou wees as Jesus dan so 'n slegte sondaar sou wees. En wat gebeur? Hierdie fariseërs raak kwaad en hulle ban hom uit die tempel gebeure, uit die kerk uit, sodat hy nie meer saam met die ander Jode kon in die tempel ingaan en in die sinagoges en daar saam met hulle kon vier nie. Maar dink nou mooi aan wat hier gebeur. Is dit nie baie hartseer eintlik nie? Want terwyl hulle eintlik baie bly moes gewees het vir hierdie man wat blind was en weer kan sien, is hulle so gefokus op die feit dat Jesus op die Sabbatdag hierdie wonderwerk verrig het, dat hulle nie die wonder van hierdie situasie kan insien nie. Hulle is so vasgeval in die alledaagse reëls rondom hulle godsdiens, dat hulle nie kan insien dat hierdie Jesus hierdie wonderwerk gedoen het vir 'n man wat nooit in sy lewe die voorreg gehad het om iets te kon sien nie. Eintlik sou mens kon sê dat hulle eintlik maar verskriklik lelik opgetree het in hierdie situasie en ek wonder as ons vandag na hierdie manne gekyk het, wat sou ons gedink het? Ons sou miskien ons koppe in skaamte gelaat sak het. Maar die realiteit is, broers en susters, dat ons partykeer ook maar iets van dieselfde doen. Ons is so gefokus daarop om reg te wees, dat ons nie altyd hierdie klein wonderwerke onder ons raak sien nie. Ons mis partykeer waar God besig is om 'n verskil in iemand se lewe te maak, omdat daardie wonderwerk nou nie plaasgevind het op die wyse wat ons verwag het dit moet gebeur nie. Ek wonder hoeveel mense tot bekering kom wat ons nie in ons kerke verwelkom nie, nie in ons gemeentes verwelkom nie, omdat hulle dalk ook metafories gesproke blind was en nou weer kan sien, maar omdat dit nie op die wyse plaasgevind het wat ons verwag het nie, daarom sluit ons mense uit ons gemeentes uit. En ek wil nou nie baie spesifiek raak rondom sulke situasies nie, want ek dink ons kan elkeen ons eie afleidings maak en self aan voorbeelde dink van waar ons dalk geleenthede gemis het om iemand te verwelkom in wie se lewe God wonderwerke verrig het en wat tot inkeer gekom het as gevolg van dit. Die realiteit is dat God nie altyd op 'n wyse handel wat ons wil hê of wat ons dink voor goed is nie. Maar dat God werk is nie, kan 'n mens nie eintlik ontken nie.
God is al ewig besig in hierdie skepping om mense te genees en hulle na hom toe te lei, en die vraag is of ons dit kan raak sien en bereid is om daardie mense ook te verwelkom in ons midde as medegelowiges. En nou staan hierdie ouens hier en hulle sê, nee, hierdie Jesus, hy doen hierdie goed op die Sabbat. Ons weet dat hy teen die wet optree, maar Moses weet ons darm. Hy was 'n goeie man en ons volg hom. Dit is wat in die gedeelte hierna staan in die Johannes Evangelie. Hulle sê, hulle is volgelinge van Moses, maar Jesus wat vir God gevolg het, kon hulle nie raak sien nie. Is asof hulle eintlik harde harte begin kry het, want hulle kon nie net bly wees vir hierdie man wat weer kon sien nie. Hulle kon nie net hierdie wonderwerk vat vir wat dit is nie. En as gevolg van dit mis hulle uit daarop om vir Jesus as die Christus werklik raak te sien. En hulle kom in 'n stryd met die een wat juis gekom het vir hulle om hulle vry te maak. En hoe ironies is dit nie? Maar wat gebeur daarinteen met hierdie ander man? Want dit is nou die tweede gedeelte wat ons graag vanoggend lees. Ons lees nou van vers 35 af. Jesus het toe gehoor dat die Jode die man uitgeban het, en toe hy hom kry, vra hy vir hom, glo jy in die Seun van die mens? En hy het geantwoord, wie is dit, meneer, sodat ek in hom kan glo? En Jesus het vir hom gesê, jy sien hom, dit is hy wat met jou praat. En die man sê toe, ek glo, Here, en hy het hom aanbid. En toe sê Jesus, ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, sodat die wat nie sien nie, kan sien, en die wat sien, kan blind word. Party fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, ons is mos nie blind nie. En Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie, maar nou sê julle, ons sien, en daarom bly julle skuldig. Terwyl hierdie fariseërs, hierdie arme man wat blind was en nou weer kan sien, straf omdat die Here vir hom goed was en hom uit die tempel uit verban, kom Jesus by hierdie man en hy hoor van wat gebeur het en wat sê hy vir hom? Weet jy wat? Sal jy my volg? Glo jy in die Seun van die mens? En hy antwoord onmiddellik, wys vir my hom en ek sal in hom glo. En Jesus sê vir hom, hier is ek, dit is vir my wat jy sien, volg my. En die man antwoord onmiddellik in daai situasie, ek glo in U, en hy begin vir Jesus te aanbid. En wat gebeur? Hierdie man begin vir Jesus te volg. Hierdie man wat nie welkom was in sy eie mense se geleedere, in sy eie Joodse volksgenote se samekomste nie. Hy word uitgeban omdat hy vir Jesus gevolg het, is wel welkom by Jesus. In die groter koninkryk van God, waar hierdie man nou skielik nie meer goed genoeg was in die oë van die fariseërs nie, is dit juis hy wat verwelkom word deur Jesus Christus. Nie in die tempel nie, nie in die sinagoges nie, maar in God se koninkryk, in Jesus se teenwoordigheid. Hy word verwelkom as een van Jesus se volgelinge. En hoe wonderlik is dit nie? Want hoeveel keer voel ons die partykeer dat ons verwerp word en so nie. Maar ons moet altyd onthou dat as ons in Jesus Christus glo, ons eintlik dan wel ook siende is. En dan, wanneer ons vir Jesus sien, wat doen ons? Want dit is die volgende aspek van vanoggend se prediking. Hierdie man kon sien, en toe hy vir Jesus kon sien, het sy sien nie daar gebly nie. Hy het ook oorgegaan tot aksie, en sy voete het vir Jesus begin volg. Hoor julle? Hy het nou oë gehad wat kon sien, maar omdat hy kon sien, is sy lewe gevul met geloof, en kon hy vir Jesus Christus sien, nie net in die fisiese nie, maar ook in die geestelike. En wat gebeur? Hy volg
vir Jesus Christus. Sy voete begin agter Jesus aan te stap. En daarteenoor staan die fariseërs. En die eerste ding wat hulle sê in hierdie situasie is, maar ons is tog nie blind nie. En dan sê Jesus onmiddellik vir hulle, goed, julle sê julle is nie blind nie, maar daarom bly julle skuldig. Dis juis omdat julle sê julle is nie blind nie, dat julle skuldig bly. Hoekom? Want hulle kon nie sien wat besig was om te gebeur nie. Jesus was die lig wat in die wêreld gekom het om helder te skyn en in mense se lewens hoop te bring, en hulle kon nie hierdie Jesus, die lig vir die wêreld, raak sien nie. En hulle was toe nou eintlik die verlorenes. Terwyl hulle hierdie man wat blind was, maar weer kon sien, verwerp het as iemand wat verlore is, word hy tuis in Jesus se teenwoordigheid en in God se koninkryk, terwyl die fariseërs wat sogenaamd reg is en tuis is in die tempel, nie vir Jesus kon raak sien nie, en daarom juis verlore geraak het. En broers en susters, ons word nou gekonfronteer met 'n belangrike beginsel hier, want ons kan ons hele lewe lank sê dat ons die regte dinge doen en dat ons op die regte plek is en dis meer. Maar as ons dit nie reg kry om vir Jesus raak te sien en ons harte oop te maak en te breek vir die mense rondom ons en saam bly te wees en fees te vier oor elke liewe persoon wat verlore was en weer kan sien nie, dan het ons nog nie gevorder nie. Dan sê ons kan sien, maar ons sien eintlik nie vir Jesus raak nie. Dan is ons nog skuldig. En ons is maar nog altyd in daardie proses waar God besig is om met ons te werk en besig is om ons al meer te vorm in wat hy wil hê ons moet wees. Een van ons ouderlinge in die gemeente, een van ons gemeenteraadslede sê dit mooi, God is besig met 'n heelmakingsproses. Ons is besig om heel te word in Jesus Christus. En ons moet dit aanvaar. En ons moet hom vertrou dat hy ook besig is om ons weer siende te maak. Dat hy ook elke dag daardie klei met die spoeg meng en dan ons oë smeer en ons sodat ons werklik kan sien. Want partykeer al is ons al sê ons dat ons deel is van die kerk en dat ons volgelinge van Jesus Christus is ons partykeer blind vir sy teenwoordigheid en vir sy werk. Maar die dag wanneer ons hom sien, dan volg ons hom. Dan volg ons hom sonder vrees van vervolging, sonder vrees daarvoor dat ons uitgeskuif sal word, want ons weet dan, ons het die Here gevind. En ons weet dat ons die ewige lewe ingaan. En dan deel ons dit met die mense rondom ons, met blydskap in ons harte, want ons was self blind, maar kan weer sien. En nou dat ons vir Jesus sien, het ons voete wat hom volg. En mag ons aksies daarvan getuig, dat ons ook in Jesus se voetspore volg, en dat ons bereid is om alles agter te laat, om ook om te volg. En mag ons dan sy goeie werke raak sien en daarin erkenning gee. En mag ons dan sy naam ook groot maak en hom prys en hom eer, omdat hy vir elkeen van ons goed is. Ek bid dat elkeen van ons vir Jesus werklik sal sien en dat ons hom ook sal volg, soos wat hierdie blinde man gedoen het. Amen. Broers en susters, terwyl ons so bly sit, kom ons bid saam. Ons Here in die hemel, Vader, dankie dat ons vandag weer opnuut kon hoor dat wanneer ons in U glo, ons werklik gered is en dat ons ook deel van die koninkryk kan word. En nou vra ons vandag, Heer, om ons voete te gee wat U volg. Maak ons ook bewus van U goeie werke in hierdie wêreld, sodat ons nie
soos daardie klein groepie fariseërs sal wees, wat eens op 'n tyd nie vir Jesus kon raak sien nie, en dis blind was. Ons bid, Heer, dat U vir ons sal help om alles wat ons doen, ook in U naam te doen. En ons bid, Heer, dat U vir ons sal wys wat die weg is. Ons vra, Heer, dat U ons sal help om U te sien in ons lewens, sodat ons nooit verlore sal raak nie. Gee ons voete wat agter U aanstap, Heer, dat ons nie langs die pad afdwaal nie. Ons bid, Heer, dat U met ons sal wees in hierdie week wat voorlê. Seën ons met wat ons nodig het, Heer, sodat ons ook kan lewe van dag tot dag, maar ook tot seën kan wees vir die wêreld rondom ons. En ons bid hierdie dinge in U groot en U heilige naam. Amen. Broers en susters, ons is baie naby aan die einde van ons erediens en ek wil graag vir julle uitnooi na ons hemelvaartdiens wat eerskomende donderdag om 6 uur plaasvind. Daar sal ook 'n weergawe op YouTube beskikbaar wees, maar as jy in die omgewing van ons Londen is, kom woon gerus hierdie diens saam met ons by om 6 uur by die NG Gemeente Nehoen se kerkgebou. Dit is by 101 Bonza Bay Straat in Beacon Bay, Oos-London. Broers en susters, en dan wil ek vir elkeen van julle sommer 'n mooi week toewens en ek hoop dat julle die liefde en genade van die Here ervaar. Mag die genade van die Here Jesus Christus, sy liefdevolle genade en sy vrede en sy goedheid jou lewe oorspoel. Mag die Heilige Gees met jou wees en mag die liefde van Christus jou elke dag vul. Amen. Broers en susters, nou net 'n paar afkondigings. Bly gerus vir die paar afkondigings en dan sien ons mekaar weer in hierdie week op donderdag en dan weer volgende Sondag. Mooi week vir julle.
He touched my lips and made me whole. Exchanged my heart of stone for one of flesh and blood.